Petronel sing al 7 jaar lank professioneel en sy het 2 albums en 'n hele paar produksies agter die blad. Maar vir die wat nie weet hoe sy klink nie, hier is sy. Ek het jou nie nodig nie. Ek is die Paul het haar in Kleinbrak naby Mosselbaai gaan opsoek. Hierdie restaurantjie is net om die draai van waar Petronel bly en sy kom tree sommer gereeld informeel hier op. Sal ons gaan kyk. Sy fokus die afgelope 4 jaar op optredes in en om Mosselbaai. Die gedagte is om 'n platform te skep waar mense weet waar hulle haar sal kry. Petronel het onlangs saam met 'n paar mense begin om TISK, oftewel Theatercafé in die Suid-Kaap, formeel te organiseer. Sy beplan ook om haar M-graad hieroor te doen. Nou Petronel, hoekom het jy hierdie wêreld gekies om jou musiek te skryf en te maak? Dit was 'n praktiese oplossing vir my om hier te kom woon, omdat ek so baie rondgaan. Hierdie is nogal redelik sentraal in hierdie lughawe. En verder is dit verskriklik mooi. Dit is baie inspirerend. Ek het al die jare hier vakansie gehou as klein dogtertjie. Ek het al gelees dat jou musiek beskryf word as diep en dromerig. Stem jy daarmee saam? Ja, ek is 'n baie dromerige mens. Ek dink om diep te wees en te kan lag is die grootste uitdaging in die lewe. Ek sal my musiek beskryf soos wat ek dit hoor. En reendruppels is goed bedoel vir my musiek maak. Klanke maak musiek. En dan nou, en ek is versigtig om van genres te praat. Ek het nie opleiding soseer in blues of in dit nie, maar ek is 'n kabaretsangeres. Hoewel dit slegs die medium is wat ek gebruik om my musiek aan mense oor te dra. Sy begelei haarself op klavier of gitaar, iets wat resensente sê sy passievol en bedrewe doen. Hierdie lied kom van haar tweede album Deja Vu en sy sê sy het dit geskryf net nadat sy die ATKV Crescendo in 1999 gewen het. Een formidabele kunstenaar wat onpretensieus en eerlik in Engels, Afrikaans en ander tale universele boodskappe met haar sang oordra. Maar nou is ons eers op pad na haar woonstel op haar ouers se erf in Mosselbaai. Nou, jy weet natuurlik jou naam beteken rots. Ja, ek weet. Ek het so 'n prentjie in my badkamer teen my muur. En sy sê dis 'n akkurate beskrywing van jou persoonlikheid? Ja, want ek is baie harekwas, maar ek het ook baie deursettingsvermoë wat 'n mens moet kan hê in die industrie. En gelukkig is daar sagterkant aan my persoonlikheid. Paul, ek hou van katte en ek hou van kos en ek hou van musiek. So hierdie is nou my heiligdom waar ek werk, want hier kan ek die see en die mense in die lewe sien verbygaan. En ek wil eerder nou vir jou gaan foto's wys. Sy het groot geword in Villiersdorp in die Oeverberg, waar sy ook haar skoolloopbaan voltooi het. Ek het nog altyd 'n sin vir drama gehad. So ek het gaan drama studeer in Stellenbosch Universiteit na skool. Ag, ek weet nie hoekom nie. My suster was 'n groot inspirasie dan. Ons het altyd konsert gehou op die plaas en so aan. En die musiek, waar het dit begin? Dit het begin tussen die bome en die berge van Villiersdorp. Villiersdorp is so 'n mooi plek dat as dit gereën en dan kom die wolke so donker oor die berge af in die vallei in. En jy sal my iewers gekry het in die wind besig om my siel uit te sing. So ek weet nie, dit was maar net daar in die natuur het dit aangehelp. Hier is ek saam met Teens Jordaan by Aardklop 2000. Ons het by die huisgenoot opgetree saam. En hierdie is een van my gunsteling foto's, is geneem vir my tweede CD Deja Vu. Sjoe, dis 'n stoute oor daai, né? Maar weet jy, so ek kry koekies. Ek dink is my ma. Kom ons gaan kyk en ek sê jou. Koekies. Haar ouer suster is nou 'n teoloog in Amerika en dan het sy ook 'n broer wat in Witbank woon. Haar ouers is afgetree, maar haar pa hou homself so nou en dan nog besig met werk. Maar eers meer oor hul Petronel. Sy is ook al genomineer vir 'n SAMA, GMT en FNB Vita toekenning. Julle ken natuurlik vir Petronel die langste. Wat sou julle sê is die rede vir haar sukses as kunstenaar? Ek dink definitief haar spontaniteit speel 'n baie groot rol in haar hele optrede, haar intelligensie en natuurlik haar natuurlike talent wat sy het in die verband. Ja, ek dink dit is sy leefvaartdroom. Van kleins af het sy gesing, op die windpompe geklouter, haar verhoog daar gemaak, op die rotse gestaan. Die bure het natuurlik gedink sy is 'n bietjie hier. Ek dink ook dat sy glo in wat sy doen. En sy het baie entoesiasme vir wat sy doen. Sy glo ook aan die bedryf en
wil graag 'n sukses maak. Baie dankie, maar jy moet op 'n skinner hoor. Ek is ook nou hier so in kamer. Hulle ons het nog 'n boot terug te gaan. Baie dankie, Loor. Nou ja. Petronel is 'n seemens en daarom het sy gereël dat Paul saam met haar en 2 vriendinne om Robbe Eiland naby Mossel Baai vaar met die Romonza huurboot. Sy het ook onlangs saam met die gemeenskapsradio Eden FM begin werk en bied Dinsdagoggende om 10:30 die program Kaal Tande Tyd aan. Dit is 'n op die man af musiekprogram en die naam beteken dis lekker lagtyd vir almal wat luister. Petronel het 'n baie loyale maat. Hoekom dink julle is dit dat mense keer op keer teruggaan om na vertonings te kyk? Haar stem is baie suiwer en dit gee vir my hoendervleis. Dis diep, jy raak net so stil. Jy kan 'n spel oorval as sy klavier speel en haar stem is al wat jy hoor. Petronel is 'n baie briljante sangeres. Ek voel haar musiek maak 'n mens baie tuis laat voel. En mense kom terug na haar musiek toe of na haar konsert toe want jy kry iets van haar. Hoewel sy sê dat haar loopbaan nou eers behoorlik begin posvat, dink sy tog in die toekoms sal haar plek wees vir liefde, trou en kinders kry. Vereers is dit net sy en haar musiek. En Petronel, wat is jou planne vorentoe? Wel, ek wil baie graag my derde CD volgende jaar uitgee. Heel party musiekvideo's maak natuurlik daarvoor en oor 3 jaar wil ek vir minstens 40,000 mense op 'n slag sing. Niks minder nie. Intussen sing sy net vir ons. The early light is breaking. The morning sun is waiting in the sky. Dis waar wat Michelle en Louise gesê het. Wanneer jy na Petronel se musiek luister, dan kry jy iets daaruit. Dis asof jy verryk word. Resensente sê dat sy groter is as die lewe self en dat sy die vermoë het om die verhoog vol te maak met haar teenwoordigheid. Woon 'n vertoning by en beleef dit self. Where I'm going, but I'm good.